Welkom by Môre onder die soeplig, waar ons idees en gereedskap verken wat ons kollektiewe toekoms vorm. Vandag kyk ons na korrupsie, daardie skadu-mag wat vertroue, hulpbronne en geleenthede wegvreet, deur die lens van iets wat ons naaldekookdenker genoem word. Die naam kom van die naaldekoker se buitengewone oë. Met duisende lense kan 'n naaldekoker die wêreld in byna elke rigting gelyktydig sien. Naaldekokerdenke nooi ons uit om dieselfde te doen. In plaas daarvan om na korrupsie deur 'n enkele hoek te kyk, verbreed dit ons gesigsveld en bring ons baie perspektiewe gelyktydig in. Vanuit 'n politieke lens ondermyn korrupsie instellings en ondermyn dit die legitimiteit van regerings. Vanuit die ekonomiese lens ontmoedig dit beleggings en vermors dit hulpbronne. Die sosiale lens herinner ons daaraan dat gewone burgers, veral die armes, die hoogste prys betaal wanneer omkoopgeld toegang tot basiese dienste blokkeer. Met die tegnologiese lens sien ons nuwe gereedskap opduik, van blotketting tot KI-gedrewe audits, maar ook nuwe risiko's as daardie gereedskap vasgelê word deur die einste akteurs wat dit veronderstel is om dit bloot te stel. Deur 'n kulturele lens erken ons dat patronaatskap of geskenkgee in sommige samelewings kan vervaag tot in korrupsie. En laastens wys die internasionale lens ons hoe wêreldwye geldwasery en buitelandse veilige hawens korrupsie ver buite nasionale grense aanvuur. Naaldekookdenke stop nie by verskeie perspektiewe nie. Dit vra ons ook om risiko's, belonings en veerkragtigheid te oorweeg. Die risiko's is duidelik. Hervormings kan teenkanting van die elite in die gesig staar. Digitale stelsels kan vensterversierings word en anti-korrupsieveldtogte kan in politieke wapens omskep word. Maar die beloning is nie net so werklik. Sterker instellings, groter vertroue in die regering, meer beleggings en burgers wat bemagtig word om dop te hou hoe hulle belasting bestee word. Veerkragtigheid gaan oor die ontwerp van stelsels wat skokke kan oorleef, onafhanklike toesigliggame, beskermende joernaliste, fluitjieblasers en burgerlike opvoeding wat integriteit as 'n sosiale norm insluit. Wat van die toekoms? Ons kan ons 3 paaie voorstel. Die mees optimistiese scenario, vermindering van KI-auditering en internasionale deursigtigheidsooreenkomste, die ruimte vir korrupsie drasties. In die donkerste scenario gebruik korrupte akteurs dieselfde tegnologie om hulle spore weg te steek en meningsverskille stil te maak. Heel waarskynlik sal ons ergens tussenin eindig, met sigbare verbeterings in verkryging van dienslewering, maar ook voortdurende stryd teen hoë vlakse strafloosheid. So wat leer die naaldekookdenke ons? Dat die bekamping van korrupsie nie oor enkele silwerkoel gaan nie. Dit gaan oor die integrasie van baie lense, die voorbereiding vir kompromie, die bou van veerkragtigheid in die stelsels. Digitale hervormings moet gepaard gaan met menslike toesig. Fluitjiesblasers en joernaliste moet beskerm word. Plaaslike hervormings moet gekoppel word aan globale finansiële deursigtigheid. En bovenal moet ons integriteit en daaglikse kultuur van die regering en samelewing insluit. Vir die wegneem idee. As korrupsie sistemies is, moet die oplossing ook sistemies wees. Naaldekokerdenke help ons om daardie groter prentjie te sien. Nie as 'n oorweldiging van probleme nie, maar as 'n stel geleenthede om 'n billiker, meer betroubare toekoms te ontwerp. Ek is Rian van Vieren en môre onder die soeplig. Tot volgende keer, hou aan om die toekoms deur 'n veelheid van lense te beskou.